Oom Jan, die vreemdeling en 3 van sy manskappe, was besig om die gang af te stap met die fakkel in hulle hand. En toe stop die vreemdeling en hulle sê, stop, dadelik. Staan stil. Oom Jan het gewonder, wat? Hoekom het ons stil staan? Een van die manskappe het gesê, man, ek gaan hier stop nie. Net so, verdwyn hy in die sand in, tussen hulle. Weg is hy. Waar is hy heen? En die man sê nie, die vreemdeling sê, in hierdie driehoekhuise is strikke gestel, juis vir mense wat nie rondkyk en slim genoeg is om by die klipkatte uit te kom nie. En hy was nou gevang en is dadelik afgevat, 10 teen 1, heel onder, in een van die diepste, donkerste kamers in. En miskien sal hulle hom nooit weer sien nie, miskien sal hulle hom kry. Maar kyk net bietjie op die grond. Toe hulle op die grond kyk, sien hulle daar lê klippies op die grond. Ronde klippies en stekelrige klippies. Klippies met skerp punte en hulle dink, ons moet op die sand loop, maar een van hierdie 2 soorte klippies, sê vir jou waar, is dit veilig om te trap? As jy verkeerd een trap, word jy ingesluk. En oom Jan sê, oom Jan dink, ek dink ek weet hoe ons dit gaan regkry en die vreemdelinge soos wel, ek weet nie. En oom Jan sê, kyk hoe maklik doen ons dit. Hy het weer sy hemp, wat in daai stukkies vasgemaak is in mekaar in sy skoen, gevat, en sy skoen gegooi, op 'n ronde klippie. En dadelik, word sy skoen ingesuig in die sand in. Hy het sy skoen teruggetrek met die tou en gesê, almal trap net op, stekelrige klippies. Hulle het van klippie tot klippie gespring, 'n klippie met skerp punte, en dit het gewerk. En net voor op die einde kom, val die vreemdeling met sy een houtbeen, en hy stamp die klippies die mekaar. Die laaste 2 klippies, hulle moet 'n jump maak, die klippies lê by mekaar. Waar was die klippie? Van die stekelrige klippie het geskuif, of het die ronde klippie geskuif? As hy verkeerd raai, val hulle in die gat. Maar daarom kom hom Jan nader met sy skoen. En hy gooi sy skoen, en raai wat gebeur. Sluk sy skoen in die sand in, en hy verloor die tou. Weg is sy skoen, nou sy kaalvoet. En hy dink wel, ek het nie nog 'n skoen oor nie, nou wat nou? Maar hulle is oor by die kant waar die klippie gelê het, en deur. Sê oom Jan, dit was tog nie te moeilik nie, ons het net 1 manskap verloor. Ons sal hom weer kry, ek seker daarvan. Heel voor het hulle by die doodloop gekom. Net links of regs, watter kant moet hulle draai? En die vreemdeling sê, ek het al gehoor van die groot T. Die T staan vir totsiens. Want as jy nie die einde kan sien waant jy op pad is nie, vat jy die verkeerde rigting. En jy moet iewers heen gaan, niemand gaan teruggaan nie, klippies is die mekaar, by daai ingang staan die manne en skree, en wag vir hulle. En al wat hulle maak, is hulle kyk af en hulle sien niks. En oom Jan sê, wag bietjie, almal net bietjie, maak nie toe hulle oë staan net stil. En raai wat toe hulle oë toemaak. Skielik hoor hulle beter. As hulle links luister, hoor hulle niks. Maar as hulle reg luister, hoor hulle geluidjies en weet, dit is regs. Hulle het regs gedraai. 10 tree verder, toe kom daar lapmanne uit. Sulke bolle lap wat rondhardloop. En hulle sê, wow, was dit die manne wat van die grot afgekom het, wat ingekom het? Nee, hierdie lapmanne lyk anders, hulle het nie gesigte nie, is net lapmanne wat rondhardloop. En hulle baie geskrik. Hulle het omgedraai en verby gehardloop, en toe hulle by die tee kom, toe hardloop reguit aan. In die stilte in. Net 'n end verder, voor hulle in die stilte, kom hulle by 'n rivier. Maar nie 'n rivier van water nie, 'n rivier van mis. Soos een lang wolk wat verby waai. Hulle het agter toe gekyk en daar kom die lapmanne. Skree die lapmanne vir hulle en hulle moet oor die rivier kom. Hoe kom die rivier van die mis? Wie kan op 'n wolk loop? Niemand. So hoe kom hulle daaroor? Hulle moes hulle asem blaas, want sien een van die
van die manskap, een van die twee het geval langs die rivier. En toe hy asem, met sy asem, die warm lug van sy asem, wat met die koue lug van die wolk meng, maak die druppeltjies. En die druppeltjies het afgedrup. En skielik het hulle onder hierdie druppeltjies water gesien, klippe op die water en gesê, onder die wolk, dit is koue stoom, is daar klippe. Vinnig, blaas julle asem, dat ons kan sien, en die 4 ooms is daar. Soos hulle asem maak, reën dit op die klippetjies op die rivier. Hulle kon sien waar is die klippe, en oorspring. En net soos hulle oorspring, kom die laaste lapman nader en sê, julle, hy gryp daar 'n oom, maar die oom hardloop weg, en hy rol die lap af. Nou sit die lap aan sy hand vas, hy kry die lap nie af nie. Maak gesaak wat hy doen nie, die lap kom nie af nie. En dadelik sê die vreemdeling, hulle gaan ons nou kan volg. Maak nie saak waantoe ons gaan nie, hulle sal ons kan kry, want hierdie lap sit vas aan hom, ons kan die lap nie afkry nie. En hulle probeer so hard as hulle kan die lap aftrek, maar hulle kan nie. En hulle besluit wel, dan moet hulle ons maar vang. Maar ons gaan hierdie klipkatte kry vandag. Net oor die rivier het hulle by trappe gekom. Maar raai wat? Elke tweede trap was nie daar nie. Oom Jan, hy gaan op sy maag om af te klim. En toe hy afklim, toe hoor hulle agter hulle, kraak 'n verskriklike ding. En daar val julle 'n klip. 'n Klip wat begin afgly, en hulle soos, hardloop! Hulle hardloop af in daai gang met hierdie klip wat agter hulle afgly. Hulle kan nie eens meer probeer afklim van die trap af nie, hulle spring. En toe spring hulle toe so niks. En daar's 'n gat, en oom Jan is in 'n gat af, en al wat hy hoor is die ander 3 hardloop verder. En verder is die vreemdeling in 'n gat af, saam met al 2 manskappe. En hulle gly, af. Later was dit droog, maar toe word die kante van die grot nat, waar hulle afgly. En net so, toe land oom Jan op ijskoue sand, wat voel so koud so sneeu. En raai wat? 'n Entjie verder hoor hy 'n stem. En hy sê, hey, wie is daar so? Oom Jan, is dit jy? Dit is die ander manskap. Hy het hom gekry. Oom Jan het daar 'n vriend by hom, en hy is so bly om hom te sien. En daai manskap sê net, oom Jan, jy sal nie glo wat ek onder gesien nie. Ek het lapmanne gesien. Lappe wat hier rondhardloop. Oom Jan dink, o, gat, sien jy net nie dit nie. Hy sê, ja, een van die ander manskappe, die lap wil nie van hom afkom nie. En dit is toe wat sy manskap sy hand oplig en sê, oom Jan, hulle het my ook gekry. Hier is die lap. En toe die lap sy hand oplig, toe kom daar uit die donker agter hulle 'n lapman wat sê, julle, toe hulle skree hardop, daai twee verskriklik vinnig. En hulle kom by 'n verskriklike groot sloot. Hier onder die grond is hierdie groot sloot, en al wat sy manskap is, oom Jan, ek kan glad nie te oorkom nie. Ek weet nie hoe om hier oor te kom nie. Dis kom ek maar nie ronde gehardloop die hele tyd. Ek is al dronk gehardloop, oom Jan. En hierdie ou hier agter, hierdie lapman, hy wil net aanhou kom. En oom Jan kry 'n plan. Luister deel 3 om te weet wat gebeur met oom Jan en die manskappe.